kids! Welkom terug by nog 'n fun en amazing les waar ons net meer oor God en sy woord gaan leer. Julle, ek wil net sê, ek is so bly julle is eintlik hier vandag. Nou, vir vandag se les julle, gaan ons iets baie belangrik leer oor ons hartjies. Het julle nou geweet dat ons hartjies vuil kan word? Maar moenie worry nie julle, daar is goeie nuus. Jesus kan hulle weer skoonmaak. Maar voor ons nou met dit wegspring julle, kom ons bid eers gou-gou saam en dan sing ons 'n paar liedjies eers vir God. Liewe Jesus, dankie vir hierdie beautiful dag. Help ons asseblief om vandag se les te verstaan en help ons om hartjies en gedagtes te hê wat gewillig is om die woord te ontvang. Help ons asseblief ook om gefokus te bly en nie distracted te raak nie, sodat ons net vandag iets nuuts uit die woord kan leer. Seën ook asseblief ons tyd wat ons saam met mekaar hier gaan hê. In Jesus naam bid ons dit en ons almal sê Amen. So okay julle, kom ons staan nou gou op sodat ons vir Jesus nou net kan sing en dans met alles wat ons het. I worship you.
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every life. I worship you. Oh, shadadabakasa. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Oh, Wow, dit was nou net so amazing. Baie dankie dat julle nou ingejoin het en God met alles wat julle het geloof het. Nou, kom ons spring weg met vandag se les julle. Vandag het ek nou hierdie lekker skoon glas water by my. Nou, ek wil hê dat julle moet imagine dat hierdie glas water julle hartjies is. Suiwer en skoon. Nou, ongelukkig soos hulle nou in Engels sal sê, life happens, en ons hartjies bly nie altyd so skoon nie. Veral wanneer ons nou Sondag. Nou, ek wil hê, julle moet imagine,
dat hierdie is nou sonde. Nou kom ons kyk wat gaan met ons hartjies gebeur wanneer ons sondig. Julle, dit lyk glad nie goed nie. Dit lyk eintlik disgusting en dis so hartseer want dit het nou heeltemal die kleur van die water verander en nou is die water nou nie meer suiwer en skoon nie. Nou, julle, net soos hierdie water, wanneer ons sondig, word ons hartjies vuil en gevlek. Nou, die Bybel vertel vir ons in Romeine 3 vers 23 die volgende. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Nou, hierdie vers julle sê basies dat elkeen van ons iewers in ons lewens gesondig het. So, met ander woorde, almal van ons se hartjies is gevlek en vuil, net soos hierdie water. Maar, wat presies is nou eintlik sonde, julle? Wel, sonde is enigiets wat ons doen, of sê, of ewen dink, wat teen God se wil is vir ons lewens. En dit is hoekom God ons nou sê om nie te sondig nie. Want met ander woorde, ons breek God se reëls wanneer ons sondig. Nou, kom ek gee julle eintlik nou 'n paar voorbeelde van wat sonde is. Dit kan wees om te jok, of ongehoorsaamheid aan God en sy woord, onvriendelikheid, om te skinder, of ewen te steel. En julle, hierdie is net 'n paar voorbeelde van sondes. Daar is nog baie meer. Nou die probleem met sonde is, julle, nie net vlek dit ons hartjies nie, dit skei ons van God af. Maar die goeie nuus is dat Jesus gekom het om ons sondes weg te was. Nou, wat dink julle gaan gebeur wanneer ons Jesus vra om ons van ons sondes af nou te vergewe? Wel julle, kom ons kyk wat gaan gebeur. Imagine nou vir 'n oomblik, hierdie is Jesus. Wow, dis so amazing. Julle, die water is weer helder. En dis presies wat Jesus vir ons doen wanneer ons sondes bely, julle. Julle sien, in Johannes 1 vers 9 sê dit die volgende. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou, julle, al wat hierdie eintlik beteken is, wanneer ons nou na Jesus toe gaan en ons sê ons is jammer en ons bely wat ons gedoen het, dan was hy ons hartjies skoon en ons staan weer in 'n regte verhouding met hom. Nou, ek wil gou 'n bietjie gesels oor iemand uit die Bybel wat vir 'n skoon hart gebid het, julle. Weet julle nou wie koning Dawid is? Wel julle, koning Dawid was baie lief vir God, maar hy het ook foute in sy lewe gemaak en hy het gesondig. Maar wat van koning Dawid nou uitstaan, is dat hy vinnig teruggehardloop het na God toe en vir vergifnis gevra het wanneer hy iets verkeerd gedoen het. In Psalm 51 vers 9 het Dawid nou die volgende gebed gebid. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Julle sien, Dawid het geweet dat net God sy hart kan skoonmaak. En raai wat julle, toe Dawid jammer was oor wat hy verkeerd gedoen het, het God hom vergewe. En die wonderlike ding is julle, God sal dieselfde vir ons doen, wanneer ons hom nou vra om ons te vergewe. So, julle,
nou dat ons weet, Jesus kan ons hartjies skoonmaak wanneer ons nou gesondig het, wanneer ons ook nou ons sondes bely het en vir vergifnis gevra het, julle, hoe hou ons dan nou ons hartjies eintlik skoon? Wel julle, die eerste ding wat ons kan doen is, bely jou sondes elke dag. Julle sien, soos ons in 1 Johannes 1 vers 9 gelees het, as ons ons sondes bely, sal God ons vergewe en reinig. So, met ander woorde, wanneer ons nou iets verkeerd doen, dan moet ons vir Jesus sê, ons is jammer en vir vergifnis vra. Nou die rede hoekom ons dit daagliks moet doen, is omdat ons net eintlik mense is en amper elke dag mors ons op of ons doen iets wat ons nie moet doen nie en ons besef dit baie keer nie eers nie. Nou, wanneer ons dit nou gewoonte maak om daagliks ons sondes te bely, julle, dan help dit ons om altyd 'n skoon hart voor God te hê. Nou kom ons kyk na die tweede ding wat ons kan doen om 'n skoon hart te hê. Nommer 2, lees God se woord. Nou, die Bybel julle is die perfekte hulpmiddel om ons te leer van reg en verkeerd. En daarom is dit so belangrik om ons Bybels te lees julle. Want julle sien, partykeer sondig ons sonder om dit ewen te weet. Want ons het nie geweet dat God se woord sê, dis verkeerd nie. So met ander woorde, wanneer ons God se woord lees, dan openbaar dit nou dinge vir ons, waaroor ons moet bely om 'n skoon hart te hê. Nou, kom ons kyk na die volgende ding wat ons kan doen. Nommer 3, bid en bly naby aan Jesus. Julle sien, hoe nader ons nou is aan Jesus, hoe minder wil ons die verkeerde ding doen en hoe meer wil ons doen wat reg is. So, om tyd saam met Jesus te spandeer is baie belangrik wanneer dit kom by 'n hartjies nou te hê wat skoon is. Nou, kom ons kyk na die laaste ding wat ons moet doen om ons hartjies nou skoon te hou. Nommer 4, vergewe ander mense. Nou, julle, hierdie een is ook baie belangrik wanneer dit kom by die skoonheid van ons harte. Want het julle geweet, om nie te vergewe nie, is 'n sonde. Nou, julle, daar is baie mense wat ongelukkig vashou aan grudges en hulle kies om nie te vergewe nie. Nou, hier is die ding julle, Jesus verwag van ons om ander te vergewe, net soos wat God ons vergewe. Maar, die Bybel sê ook, as ons nie ander mense vergewe nie, dan sal God ons ook nie vergewe nie. Jo, dis baie sleg julle. Nou, kom ek lees dit gou vir julle. Dit is in Matteus 6, vers 14 tot 15. En dit sê, wanneer ander mense verkeerd doen teen julle, dan moet julle hulle vergewe. Dan sal julle Vader in die hemel julle ook vergewe. Maar, as julle ander mense nie vergewe nie, dan sal julle Vader in die hemel julle ook nie vergewe wanneer julle verkeerd gedoen het nie. So julle sien, om te vergewe is net so belangrik soos om ons sondes te bely en vir God vir vergifnis te vra wanneer dit nou kom by hartjies wat skoon is en om dit rein en skoon te hou. So, julle, wees nou gereed om 'n kraaf te doen sodat ons nou eintlik vandag se awesome les kan onthou. Awesome. Wel, kom ek wys julle dan wat ons gaan maak en hoe om dit te maak.
Wat 'n fun craft julle. Ek hoop julle gaan dit nou net geniet om hierdie craft te maak en dat dit julle sal help om ons awesome les van vandag te onthou. Nou, as jou ouers nou nog nie deel is van ons WhatsApp groep nie, vra hulle asseblief om te join deur op die link in die beskrywing hieronder te klik. Want julle op ons groep deel ek nou elke week 'n PDF wat die bladsye het wat jy nodig het om die craft te maak. Anders julle kan hulle ook die craft nou eenvoudig vir julle download deur op die link in die beskrywing van vandag se video te klik waar dit sê hier is vandag se craft link. Nou julle, dit is nou daai tyd van ons les waar ons nou gaan kyk na al die amazing crafts wat vir laasweek se les ingestuur was. So, kom ons kyk gou hoe julle gedoen het. Ek wil net baie dankie sê vir die van julle wat nou 'n foto van julle craft ingestuur het. Dit beteken regtig baie vir my en dit maak my hart eintlik so bly om te sien dat julle die crafts geniet. Julle het almal nou regtig so goed gedoen met julle crafts en hulle het almal so amazing uitgedraai. So, well done julle. Nou as julle nou wil hê dat julle craft van hierdie week in volgende week se les moet verskyn, maak asseblief seker dat julle nou 'n foto van julle crafts vir my stuur, either op WhatsApp of julle kan gaan na ons Facebook page toe en dan kan julle die foto in die comment section van ons craft post los. Nou, ongelukkig julle is ons nou amper aan die einde van ons les, maar voor ons nou ons les gaan afsluit, gaan ons eers gou weer 'n bietjie opstaan en nog een liedjie saam met mekaar sing vir God. Let me hear the worshipers. Where's all of my praises? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. Every praise is to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. God. Sing hallelujah, to our God. Glory hallelujah, is to our God. Every praise, every praise is to our God. Y'all got it now. Help us sing it. Every praise is to our God. Every word of worship. One accord. Every praise, every praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise
Wow julle, ek het regtig soveel van saam met julle gehad vandag. Baie dankie dat julle my nou gejoin het. Nou, voor ons groet, kom ons maak gou eers ons oë toe sodat ons vandag se les kan afsluit met gebed. Liewe Jesus, dankie dat wanneer ons sondes bely en ons jammer is oor wat ons gedoen het, dat U altyd gereed is om ons te vergewe. Bring asseblief na ons gedagtes as daar enige iets is wat ons moet bely en voor vergifnis vra, en ook as daar iemand is wat ons moet vergewe. Help ons ook asseblief om ons hartjies skoon en rein te hou, en help ons om naby aan U te bly. Ons het U so lief. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. Wow julle, wat 'n awesome les wat ons vandag gehad het. Nou onthou nou, wanneer ook al jy iets verkeerd doen, moenie bang wees om Jesus te vra om jou hart skoon te maak nie. En moet ook nie vergeet om julle foto's in te stuur van hoe julle kraats van vandag uitgedraai het nie, sodat ons dit nou in volgende week se les kan deel met almal. Mag julle nou net 'n geseënde en wonderlike week hê. Baie julle, sien julle weer volgende week.